Goeiemôre graad 7's. Ons gaan gou deur die werk vir die week gesels. Ons gaan begin om hierdie tabel in ons boeke in te teken. Gelyksydige driehoek, gelykbenige driehoek, wat se twee sye gelyk is en dan is die twee basishoeke ook gelyk. En ons gaan dan ook die ongelyksydige driehoek waar daar alle sye verskillende lengtes het inteken. Ons gaan dan hierdie eienskappe gebruik om die onbekende hoeke en sye van 'n driehoek op te los. In hierdie geval sal ons gebruik die som van die binnehoeke van 'n driehoek is gelyk aan 180 grade. So gebruik dan dit om hoek A of 'n klein a uit te werk. Tweede vraag gaan ons dan aan en dit is 'n gelykbenige driehoek. Soos weet, die basishoeke is gelyk, dis is hoek A 60 grade en ons weet dat die twee sye gelyk is, dis so gegee, so ons weet dat die sytjie C sal 7 cm wees en ons gebruik weer eens die som van die binnehoeke om vir B op te los. Dan die derde voorbeeld gaan ek los dat julle self doen, dis weer gelykbenige driehoek, maar ons moet ook weet dat die som van die hoeke op 'n reguit lyn gelyk is aan 180 grade. Dan gaan ons oor na les 2 toe, waar julle eenvoudig die verskillende eienskappe van veelhoeke moet neerskryf en opsom. So dit is hierdie les 2 sal ons dan die eienskappe van veelhoeke neerskryf en opsom. Dan les 3 gebruik ons hierdie eienskappe om die onbekende hoeke en sye van veelhoeke op te los. Vir die eerste een het ons 'n rhombus of 'n ruit en dan gaan ons dit word gegee AD is 6 cm, ABC is 105 grade en BCD is 75 grade. Dit is vir jou 'n ruit wat ook 'n rhombus genoem word. Bepaal die onbekende sye en hoeke, so jy moet weet dat die teenoorstaande hoeke van 'n rhombus gelyk is en jy moet weet dat al 4 sye gelyk is. Gegee die vleer GHIJ, bepaal die waardes van die onbekende hoeke en sye, verskaf redes. So weer eens gebruik jy die eienskappe van 'n vleer om dan die onbekende hoeke en sye uit te werk. Jy weet dat watter hoeke gelyk is en jy weet ook dan aan aanleiding van les 2 watter sye gelyk is. Vir die volgende figuur wys ons ook dat jy kan 'n reghoek kry wat 'n driehoek aangekoppel het en dan vra dit ook vir jou om die onbekende hoeke en sye uit te werk. So julle kan hom probeer. Verder gaan ons aan dan na les 4 toe waar ons bietjie gaan kyk na gelykvormigheid en kongruensie en ons gaan dan deur hierdie aktiwiteite werk in die klas saam met julle onderwyser om te kyk dat wat die verskil tussen kongruensie en gelykvormigheid is. Dan hierso gee ons 'n klein opsommingkie van wat gelykvormige driehoeke of figure is en wat kongruente driehoeke of figure is. Dan gaan ons aan en dan sal 'n oefeningkie of twee wat julle bietjie self kan probeer. Die antwoorde, die memo is beskikbaar onder memorandums. Dan doen julle dit self. En die goeie nuus is dat, dit gaan nog aan na G2. Dan die goeie nuus is dat daar is 'n vakansiedag hierdie week, so dit is net die 4 lesse wat ons moet doen. So sterkte met die werk, geniet dit en dan praat ons volgende week weer. Bye bye.